Goeiedag, dit is Philip van Sionsrand Kerk in Port Elizabeth of Kapeka. Dankbaarheid is goed vir ons en die voordele is baie. Dit verminder stres, verhoog slaapkwaliteit, verbeter hartgesondheid, versterk verhoudings, verminder eensaamheid want dit maak my 'n aangename, nie selfsugtige mens by wie mense wil wees. Dit verhoog lewensvervulling, laat 'n mens gelukkiger voel, dit breek met negativiteit ensovoorts. Ondankbare mense is ongelukkig en misluk. Dankbaarheid bepaal hoe my dag gaan wees. As ek 'n dag met dankbaarheid begin, sien ek geleenthede raak en nie struikelblokke nie. En word ek inspireer om kreatief te wees en nie te kla nie. En sal ek nuwe maniere van groei vind eerder as om te swig voor negatiewe gedagtes. Dankbaarheid moet ingeoefen word. Daarom intentionele dankbaarheid. 'n Besluit om dankbaar te wees in alle omstandighede. Om te kyk vir dit wat ek het, dit wat ek reeds het om oor dankbaar te wees. Wat ek al bereik het, die vordering wat ek gemaak het, om te soek vir redes vir dankbaarheid. Maar dankbaarheid moet 'n leefstyl wees. Ek moet dankbaar leef. 1 Tessalonisense 5 vers 18. Wees in alle omstandighede dankbaar, wat ook al gebeur, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Efesiërs 5 vers 20. Dank God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Hoe word dankbaarheid 'n leefstyl? Wanneer ek die oomblik kan waardeer. Wanneer ek elke oomblik, goed of sleg, sien as 'n geskenk. En in elke geskenkte oomblik soek na wat die geleenthede is wat opgesluit is in daardie oomblik. Selfs as iets nie vir my uitwerk nie. As 'n deur vir my toegegaan het te sê, dit het nie uitgewerk nie, daar's iets anders wat wag vir my. As iets goeds gebeur het, vier ek dit. As ek 'n slegte ervaring gehad het, dan rou ek daaroor. Maar dan aanvaar ek dit dankbaar, soek die geleentheid in die oomblik en beweeg aan. Dankbaarheid maak die toekoms vir ons oop. 'n Toekoms vol moontlikhede wat ek kan aangryp. Hoe oper ek is vir nuwe moontlikhede, hoe meer word dankbaarheid my eerste reaksie en 'n leefstyl. Dankbaarheid is daarom ook aanvaarding. Om te kan aanvaar wat gebeur in my lewe. 'n Baie groot struikelblok in die pad van dankbaarheid is om te dink dat ons nie mislukkings verdien nie, maar dat ons sukses en voorspoed verdien. Wanneer dit by dankbaarheid kom, maak dit 'n baie groot verskil wanneer ons kan raak sien dat ons gelukkig is, geseënd is, genade gekry het, om te kan hê wat ons het, en dat ons dit gekry het, nie deur ons eie pogings nie. Dan is jy dankbaar oor jou ouers, die geleenthede wat jy gekry het, die talente wat jy gekry het, dat iemand jou lief het, dat jy gesond is, dat jy kan lewe. Dankbare mense is mense wat kan sien hoeveel vir hulle gegee is, sonder dat hulle dit verdien het. 'n Ander struikelblok in die pad van dankbaarheid is wat iemand noem 'n mind of poverty. 'n Mind of poverty is 'n mindset van fokus op wat ek nie het nie, en om dit wat ek wel het, nie raak te sien nie. En as dit jou mindset is, moet jy daar uitkom. En dit gebeur wanneer jy bewustelik fokus op dankbaarheid. Brian Acton doen aansoek vir 'n pos by Twitter wat hy nie kry nie. En op sosiale media sit hy hierdie boodskap. Got denied by Twitter HQ, that's okay. Would have been a long commute. Hy doen ook aansoek vir 'n pos by Facebook, wat hy ook nie kry nie. Dis in 2009. Weer op sosiale media sit hy 'n boodskap. Facebook turned me down. It was a great opportunity to connect with some fantastic people. Looking forward to life's next adventure. Sonder om skaam te wees, maak hy sy mislukkings op sosiale media bekend. En sê dankie vir sy geleenthede. Later, 2014, ontwikkel hy WhatsApp, wat hy aan Facebook verkoop vir $19 biljoen. Hy fikseer nie op verwerping nie, hy neem nie 'n poverty mentaliteit aan nie. Dankbaar wag hy om te sien wat die toekoms vir hom inhou.
Dankbaarheid is nie net goed vir ons nie. Dit is nie net emosionele gesonde ingesteldheid nie. Dit maak nie net die toekoms vir ons oop nie. Want daar's iets dieper aan dankbaarheid. Psalm 50 vers 14. Offer dank aan God en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste. Psalm 50 vers 23. Die een wat dank offer, eer by. In 'n Engelse vertaling, but giving thanks is a sacrifice that truly honors me. In 'n ander vertaling, the life that pleases me is a life lived in the gratitude of grace. Dankbaarheid is 'n offer vir God, waarmee ek God eer, vir sy genade in my lewe, vir wat ek het, onverdiend, vir nuwe moontlikhede, vir looking forward to life's next adventure. Met dankbaarheid erken ek dat die genadige goeie God in my lewe is, en ek erken dat God vir my genoeg is. Ek soek niks anders nie. In die woorde van Psalm 73 vers 25, in die boodskapvertaling, Here, daar's niemand so belangrik soos U in die hemel nie, ook nie hier op aarde nie. U is my hele lewe. Ek wil niks anders as U hê nie. En dit alles beteken seker dat ondankbaarheid God oneer aandoen. Is ek reg? Baie dankie dat jy geluister het. Goed gaan en die Here se seën vir jou. Totsiens. Sou ek staan in die donker van 'n diep vallei, en of ek net soos 'n arend oor die wolke gly, op my pad deur die lewe, oral waar ek gaan, sal my hart in die vrede van geloof